Ons is in Spreuke hoofstuk 8 en ons gaan kyk na verse 32 tot vers 36. Spreuke 8 vers 32 tot 36 en het lees dan so: Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehaal van die Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord, en ons dankie vir die waarheid wat dit is. Ons dankie dat dit onfeilbaar en foutloos en genoegsaam is. Ons dankie, Here, dat ons kan weet, dat nie een deeltjie, nie een woord, nie een letter, is vals nie. Nie een woord is verkeerd nie. Maar alles is reg en goed, en heilig, Here, want dit is U woord. En Here, so is ons gebed ook in hierdie oggend, dat U ons harte sal sag maak, dat ons sal honger na U woord sal hê, dat ons sal besef hoe voortreffelik dit is. En Here, dat niks in die heelal met dit vergelyk nie. U woord is perfek, en is volmaak. En dit maak ook ons as U kinders volmaak, soos die woord sê. Maar lei ons in hierdie oggend hier om ag te gee op U waarheid, en mag U Gees in ons harte werk, sodat ons dit sal aanneem, Here. Dat ons dit nie net sal verstaan en ken en van weet nie, maar dat dit deel van ons sal raak, Here, want ons is maar nietige mense. Ons ag baie keer ons eie planne, ons eie idees en ons eie opinies hoër as die woord, maar mag dit nie die geval wees nie, Here. Mag ons opinies en ons eie lewens neerlê, Here, om die woord te volg en om daarop ag te gee. Lei ons in dit, o Here, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat die genade so groot is. Wees ons weer eens genadig in hierdie oggend. Dis ons gebed. En ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons het laasweek gekyk na verse 22 tot 31, waar daar nie vir ons gesê was, soos die eerste helfte van hierdie hoofstuk, hoe die wysheid op ons as die mensdom van toepassing is nie, maar eerder die voortreffelikheid van wysheid. En hoe dit deel is van God se eienskappe wat strek van ewigheid tot ewigheid. En dit is nodig om hierdie voortreffelikheid van goddelike wysheid te begryp, want as ons nie die ewige natuur en die volmaaktheid van goddelike wysheid begryp nie, gaan ons altyd wêreldse wysheid oorweeg, wanneer ons daaraan blootgestel word. Wysheid is een van God se eienskappe, en daarom is dit buite tyd, dit strek van ewigheid tot ewigheid, en het nie 'n bestaan nie. Dit het nie in wording gekom nie. Dit is nie geskape nie, maar kom voort vanuit God se volmaaktheid en sy heiligheid. Goddelike wysheid is ewig, menslike en wêreldse wysheid is nie ewig nie, dit is tydelik. Goddelike wysheid kan nie verander nie, menslike wysheid verander konstant. Goddelike wysheid kom voort vanaf volmaaktheid en heiligheid. Wêreldse wysheid kom voort vanaf 'n gefalle mensdom. Goddelike wysheid is onbeperk. Menslike wysheid is beperk. Goddelike wysheid kan ons siel tot in alle ewigheid veilig hou. Menslike wysheid kan nie. Inteendeel, dit lei na die dood. En die gevolg is, wêreldse wysheid val ewig ver kort van die wysheid van die Here. Enige boek wat geskrywe word vanaf 'n menslike oogpunt en 'n menslike perspektief, val ewig ver kort van God se woord. En die vraag moet dan gevra word, hoe is ons dan nog so dwaas om enigsins op wêreldse wysheid ag te gee? Hoekom gee ons nog so enigsins daarop ag? Hoekom oorweeg ons dit nog? Terwyl dit nie eens iets is wat ons moet oorweeg nie, so ver val dit kort. Die woord van die Here word vir ons op 'n skinkbord gegee, iets wat nie noodwendig die geval was in die eeue wat ons vooraf gegaan het nie.
Ons pluk al klaar die vrugte van God se koninkryk wat vermeerder volgens sy verbond, in dat sy woord toeganklik is. Ons pluk klaar die vrugte van die natuur van God se koninkryk. Ons pluk klaar die vrugte van die verbond wat hy met die mensdom gesluit het. En dat sy koninkryk gaan vermeerder. Sy woord is toeganklik vir ons al. Dit was nie noodwendig die geval in die eeue voor ons nie. En is toeganklik vir ons in ons eie taal. En hoe is dit dan nog dat ons wêreldse wysheid oorweeg, terwyl die wysheid van die Here oop voor ons lê, toeganklik in ons eie taal. Dis met ons. Ons hoef nie te sukkel om 'n Bybel in die hande te kry nie. Hoe is dit dan nog dat ons enigstens wêreldse wysheid oorweeg? Maar die realiteit is, ons sal altyd wêreldse wysheid oorweeg, ons sal altyd wêreldse wysheid volg, as ons nie glo in die voortreffelikheid van God se wysheid nie. As ons nie glo in die voortreffelikheid van God se wysheid nie, gaan ons altyd wêreldse wysheid oorweeg. Wat is God se woord vir ons? Is dit 'n goeie riglyn om volgens te lewe? Is dit maar wat dit is? Is dit 'n riglyn? Is dit 'n boek met goeie morele waardes? Of is dit die woord van die Here van die leerskare? En aangesien die wysheid van die Here onfeilbaar is, die wysheid van die Here is foutloos, dit is genoegsaam, dit is perfek, dit is volmaak, dit is ewig, en omdat dit heilig is, kan die wysheid van die Here ook aandring daarop, dat ons daarna moet luister. Eerder as na wêreldse wysheid, wat nie hierdie dinge is nie. Want dit sê in vers 32, luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. En soos vers 33 en 34 dan aangaan om te sê, luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure by die syposte van my poorte, die wag te hou. En hier sien ons weer die vergelyking en ooreenkoms tussen God se gebooie en die wysheid. Of soos Moses gesê het, God se gebooie is ons wysheid. Want ons teksgedeelte is nie veel anders as wat ons lees in Psalm 1 nie. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van sondaars en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag, selfde wat ons skrif sê. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dit gaan goed. So waar Spreuke praat van God se wysheid, wat dag tot dag ons bepeinsing moet wees, en die vreugde wat daarmee gepaard gaan, sien ons dat Psalm 1 presies dieselfde sê in terme van God se wet. Dis dieselfde ding, God se wet is ons wysheid, soos Moses gesê het. God se gebooie is ons wysheid. Sy woord is ons wysheid. En nie net ons wysheid nie, dit lei ook tot ons vreugde en ons blydskap. En gelukkig is die een wat daarna luister, sê die teks. En die enigste logiese gevolgtrekking wat dan gemaak kan word, is dat die wat nie bereid is om na God se woord te luister nie, en die wat wel ag gee op wêreldse wysheid, en die wat wel menslike wysheid oorweeg, en nie dag en nag op God se wet mediteer nie gelukkig kan wees nie. Die probleem met menslike wysheid is, dit maak die belofte dat jy gelukkig gaan wees. Wêreldse wysheid maak die belofte dat dit jou gelukkig gaan maak. Maar die realiteit is, die mense wat wêreldse wysheid volg, is nooit gelukkig nie. Die wêreld beloof jou genot en vermaaklikheid, maar dit is nooit genoeg nie. As die wêreld jou genoeg kon vermaak, dan sou daar 'n punt gekom het wat jy van jou TV ontslae sou raak. Maar jy raak nooit daarvan ontslae nie, want dit sal nooit genoeg vermaak wees om jou gelukkig te maak nie. Dit kom nooit op daai punt nie, dit is 'n wortel voor jou neus.
Die wêreld offer jou skuld, miskien nog teen 'n goeie rentekoers. Want dan kan jy koop wat jou hart begeer. Maar so word jy 'n slaaf, sê Spreuke 22 vers 7, aan die een wat jou die geld geleen het. En dit is net nooit genoeg nie. Die wêreld offer jou gremering en haarkleersel en juwele en dit offer jou klere en dit offer jou skoene. Want as jy net mooi kan lyk, dan sal jy gelukkig wees. Terwyl die woord ons leer, dat ons nie moet probeer uitstaan nie. Of so Spreuke 31 vers 30 sê, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Die skoonheid is nietigheid. Die wêreld leer ons dat elkeen van ons 'n leier moet wees. Inteendeel, dit is baie skole se slagspreuke. Naamlik, hier maak ons leiers. Ons kinders is leiers. Dis wat skole se slagspreuke sê. Maar ons lees in Lukas 22 vers 25 en 26 en hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem, maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste en wie 'n leier is, soos een wat dien. Of Jesus wat sê in Matteus 20 vers 27 en 28, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Maar dit sal nie so goed afloop as skole hulle slagspreuke maak, hier maak ons dienaars groot nie. 'n Skool sal nie baie goed doen as dit hulle slagspreuke is nie. Hier maak ons dienaars groot. Hier rig ons dienaars op. Volgens wêreldse wysheid moet almal leiers wees en as jy net 'n leier kan wees, wel dan sal jy gelukkig wees. Terwyl dit logies behoort te wees dat almal nie leiers kan wees nie. Want as almal leiers is, wie word gelei? Logika. Nee, die woord leer ons moet mekaar dien. Ons moet mekaar dien. Ons moet dienaars wees. Jesus het nie gekom om gedien te word nie, hy het gekom om te dien. Paulus gaan self so ver as om te sê in 1 Korintiërs 7 vers 20 en 21, laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is jy as 'n slaaf geroep? Laat dit jou nie kwel nie, sê hy. Laat dit jou nie kwel nie. Menslike wysheid maak gereeld die belofte dat dit jou gelukkig gaan maak. Gebruik net ons produk. Lyk net soos die wêreld, maak gebruik van ons vermaaklikheid, maak gebruik van ons geld, staan uit bo die res van jou generasie, en wees maar net 'n leier. Want die realiteit is, hierdie mense is nooit gelukkig nie. Maak nie saak hoeveel vermaaklikheid hulle van gebruik maak nie, of hoeveel geld hulle geleen het, of hoe ver hulle bo hulle eie generasie uitblink nie, of wat se skoonheidsprodukte hulle gebruik nie, of wat se raad hulle ook al volg nie, oor hoe om hulle kinders groot te maak nie. Niks maak hulle ooit gelukkig nie. Inteendeel, dit maak hulle ongelukkig. Hoekom maak dit hulle nie gelukkig nie? Want wêreldse wysheid het nie die vermoë. Dit beskik nie oor die vermoë om ons gelukkig te maak nie. Dit kan nie. Dit het dit nie in dit nie, om dit te kan doen nie. En wêreldse wysheid is gewoonlik presies die teenoorgestelde as wat die woord van die Here ons leer, wat wel gelukkig kan maak, ons vreugde kan gee. Wêreldse wysheid kan nooit vreugde en blydskap vir ons aanbied nie, al probeer dit, want die gefalle wêreld beskik nie oor blydskap en vreugde nie. Romeine 8 vers 6 tot 8, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Maar tog draai ons na die wat in die vlees is,
Tog draai ons na die wat God nie kan behaag nie. Tog draai ons na die wat nie God se wet kan hou nie. Tog draai ons na die wat in die vlees is om vir ons te sê hoe om gelukkig te wees. Jy kan net sowel na 'n boemelaar toe gaan en vir die boemelaar vra om vir jou 100 onse goud te gee. Dit gaan nie gebeur nie, dit kan nie gebeur nie. Dis hoe goed dit is as ons na die wêreld toe gaan om vir ons te sê wat ons moet doen om gelukkig te wees. Gaan na 'n boemelaar toe en vra vir hom 'n Ferrari. Dis meer waarskynlik dat dit sal gebeur. Dit gaan en kan nie gebeur nie. En net so gaan en kan wêreldse wysheid niks, maar niks vir ons bied nie. Dit het dit nie in dit nie. Dit kan nie. Dis leë beloftes, is wat dit is. Die beloftes is daar, maar is leeg. Maar by die wysheid van die Here is daar wel geluk. Daar's vreugde. En dit is die enigste plek waar ons dit gaan vind. Gaan dit op 'n ander plek vind? Dit is die enigste plek. En hoe kry ons dit? Hoe verkry ons dit? Ons moet net luister. Ons moet net luister. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weer bewaar. Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. Luister, Nou natuurlik is hier die beginsel van toepassing op die ewige lewe, waar daar vreugde vir ewig meer sal wees, in die teenwoordigheid van ons Skepper. Maar dit is ook van toepassing op ons teenwoordige lewe, hier op die aarde. Want soos Galasiërs 5:22 onder andere vir ons sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap en vrede. En dit praat nie net van die hemel nie. Dit praat van die vrug wat gelowiges sal oplewer wat tans die Heilige Gees het. Dis die vrug van die Gees. Het jy die Gees? Ja, dis die vrug wat jy nou behoort te hê. Liefde en blydskap en vrede. Dis 'n teenwoordige realiteit. Die vraag is bloot, het jy liefde? Het jy blydskap? Het jy vrede? En nie 'n kunsmatige liefde en blydskap en vrede, wat die wêreld ons vir kort periodes van tyd mee kan bluf nie. 'n werklike en 'n ewige liefde en blydskap en vrede. Of is daar konstante wrywing of irritasie of gestryery of bekommernisse en onordelikheid in jou huis? Waarin word jou huis geken? Want liefde, blydskap en vrede is 'n vrug van die Gees en is ewigdurend. Of soos Paulus vir die Romeine skryf in Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede. Deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Johannes begin die brief van 1 Johannes deur om te sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, was wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dis hoekom Johannes alles skryf wat hy skryf. En Jesus Christus skryf dit vir hulle. En hy skryf hulle alles wat hulle gesien en gehoor het. En hy skryf dit. Hoekom skryf hy dit? Ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Maar dit is nie die brief self wat hulle blydskap volkome gaan maak nie. Dis die inhoud daarvan. Dis die inhoud daarvan wat hulle blydskap volkome gaan maak. En een van die dinge wat hy skryf, wat sal maak dat hulle blydskap volkome sal wees,
Lees ons in 1 Johannes 2 vers 15, waar staan, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Dis een van die dinge wat jy moet doen, om volmaak te wees, in blydskap. Al hoe ons gelukkig kan wees in hierdie wêreld, is as ons nie die dinge van hierdie wêreld lief het, saam met hulle leebeloftes nie, want dit is leebeloftes. Want die vreugde wat die Here ons bied, indien ons wel ag gee op sy woord, is nie 'n kunsmatige vreugde nie. Dit is nie 'n tydelike vreugde nie, dit is 'n ware vreugde. En dit hou vir ewig aan. En ons kan dit nou al hê, inteendeel ons moet dit nou al hê. Die vreugde van die Here staan onafhanklik van ons omstandighede. Ons omstandighede affekteer dit nie. Die vreugde van die Here staan onafhanklik van ons omstandighede, en is nie tydelik nie, maar is konstant, en hou vir ewig aan. Wêreldse vreugde is tydelik. Dit is van korte duur. Wêreldse vreugde is afhanklik van omstandighede, en hang af van jou besittings. Die vreugde van die Here oorskry al hierdie dinge. Want dit is nie afhanklik van die wêreld wat vergaan nie, maar kom vanaf die Here en sy wysheid en sy gees wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. En daardie vreugde en blydskap kan en moet ons nou al hê en ervaar. Want die Here bestaan op hierdie huidige oomblik. Sy gees bestaan op hierdie huidige oomblik. Dit woon in ons op hierdie huidige oomblik. En een van die vrugte van die gees is liefde, blydskap en vrede. Nou. En ons kan nou na die stem van sy wysheid luister. Wat vir ons hierdie wysheid, hierdie vreugde en blydskap beloof. Ons kan nou na die stem van wysheid luister. Wat hierdie vreugde vir ons beloof. Indien ons net luister, indien ons net gehoorsaam is, soos die skrif sê. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. En soos vers 35 en 36 dan aangaan om te sê, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Die woord en die waarheid en die wysheid, en ja, die Here self, bied vir ons net twee opsies. Dis wat ons hier sien. Die wysheid van die Here, God self, bied vir ons net twee opsies. Of ons gee ag op goddelike wysheid, en vind vreugde en blydskap en die lewe self, en jaag guns en welbehae van die Here van die heelal. Of ons gee nie daarop ag nie, en ons het die dood lief. Ons het die dood lief. Een van die grootste leuns wat ons kan glo, is om te dink dat daar 'n derde opsie is. Die derde opsie lyk gewoonlik soos volg. Jy moet net 'n goeie mens wees. Jy hoef nie regtig kerk toe te gaan of meer van die Here te leer nie. Maak net so nou en dan jou Bybel oop. Jy kan maar die Sabbat van die Here verontagsaam. Doen net 'n goeie daad elke nou en dan vir iemand. Sê ten minste net jy glo in die Here en dat jy vir Jesus volg. Jy hoef nie regtig op die gebooie en wysheid van die Here ag te gee nie, want Jesus se genade is mos genoeg. En kerk is mos nie 'n gebou nie. So wanneer ek by mense kuier wat ook van hierdie derde opsie gebruik maak, dan is ons mos eintlik besig met kerk. Nou jy mag dalk onder hierdie derde opsie glo dat jy besig is met kerk, maar dit is die sinagoge van Satan, want hierdie derde opsie, dit bestaan nie. Dit bestaan nie. Want die wat werklik deel is van die eerste opsie, die gelowige, die wat werklik deel is van die eerste opsie,
luister, soos ons skrif sê, na die wysheid van die Here. En bewaar die weë van die Here, soos vers 32 ons leer. En luister na die tug en word wys. En verwerp dit nie, soos vers 33 vir ons sê. En dit is hulle wat die lewe vind en die welbehae of die guns van die Here verkry. Dit is hulle wat die guns van die Here kry. Die res wat staat maak op God se genade om hulle te verskoon, terwyl hulle sy gebooie verontagsaam, want God se genade is mos genoeg, so ons kan maar sy gebooie verontagsaam, ons wil nou nie wetties wees nie, kom ons verontagsaam sy gebooie, want God se genade is mos so groot, dis die res. Hulle mis die wysheid van die Here. Hulle mis God se woord. Hulle mis God se gebooie. Want God se gebooie is ons wysheid. Hulle mis dit. Hulle sit die pot heeltemal mis. En soos vers 36 vir ons leer, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Daar bestaan nie 'n derde opsie, waar jy 'n vriend van God is, sowel as 'n vriend van die wêreld nie. Daardie opsie bestaan nie. Jy kan nie 'n vriend wees van God en 'n vriend wees van die wêreld nie. Daai opsie bestaan nie. Want soos Jakobus 4 vers 4 ons ook leer, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Word 'n vyand van God. En ons sien hierdie dikotomie, hierdie dubbelsinnigheid, hierdie twee opsies, dwars deur die Bybel. Ons sien hierdie twee opsies dwars deur die Bybel, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, en daar is nooit 'n derde opsie wat vir ons aangebied word nie. Dis net hierdie twee opsies. Die woord offer nooit 'n derde opsie vir ons aan nie. As jy nie God lief het nie, dan haat jy hom. As jy nie sy wysheid lief het nie, dan haat jy jouself en jy die dood lief. Dis jou twee opsies. En ons sien hierdie twee opsies dwars deur die Bybel. Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek voor julle gehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Dis jou opsies, die lewe of die dood. Die vloek of die seën. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus, Jesus, ons Here. Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en mammon dien nie. Daar's nie 'n derde opsie nie. Dit is een of die ander. Matteus 7 vers 13 en 14, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Daar is nie 'n gemiddelde grootte pad nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Daar is nie 'n derde opsie wat tussen die twee deurgaan nie. Dit bestaan nie. As jy nie die een lief het nie, dan haat jy dit. Of jy is op die nou pad, of jy is op die breë pad. Dis hoe eenvoudig dit is. Of jy is op die nou pad, of jy is op die breë pad. En om te sê God se genade is groot, so ons hoef nie te veel ag te gee op sy wysheid nie, en sy kerk is nie 'n gebou nie, en ons het nie eintlik 'n leraar nodig om ons te leer nie, selfs al is ouderlingskap 'n Godgegewe amp, en ons kan maar God se Sabbat verontagsaam, en ons hoef nie ons families volgens die verbond groot te maak nie. Hierdie dinge is nie die smalweg nie. Daardie houding is nie deel van die smalweg nie. Dis die breë weg.
Hierdie houding is nie die houding van mense wat deur die nou poort gaan nie. Die houding van die mense wat wel deur die nou poort gaan, ons as gelowiges. Die houding van die mens wat wel deur die nou poort gaan, is om te sê, Christus het sy alles vir my gegee, sodat ek in 'n verbond met hom kan staan. En dan sal 'n mens die vraag vra, maar hoe werk dinge binne hierdie verbond? Ek wil weet, hoe werk hierdie verbond? Hoe werk dinge binne hierdie verbond? Hoe werk sy koninkryk? Hoe lyk 'n lewe wat binne hierdie koninkryk gelewe word? Hoe lyk so 'n lewe? Want dis die lewe wat ek wil lewe. Hoe lyk 'n lewe binne hierdie koninkryk? Hoe dien ek die koning van hierdie koninkryk? Hoe dien ek hom? Wat vereis die koning van my? En hoe is ek gehoorsaam aan sy gebooie? Want elke koninkryk het wette. Elke koninkryk het gebooie. En God se koninkryk is nie die uitsondering nie. Daar is net twee paaie. En die wat hulle self nie te veel traag met die nou pad nie, is by voorbaat op die breë weg. Wees by voorbaat daarop. Want daar is nie 'n derde opsie nie. Die wat hulle self nie te veel traag met die nou pad, is by voorbaat op die breë weg. Want daar is nie 'n middelweg nie. Of jy het 'n liefde vir die wysheid van die Here, en daardie liefde gaan ooglopend wees, of jy haat dit. Maar mense sal sê, ek haat dit nie. Ek sal nie sê ek haat dit nie, dis bietjie ekstreem gestel. As jy nie 'n liefde het vir die wysheid van die Here, en dit wil volg, en 'n begeerte het om dit te wil volg nie. Daar is nie 'n derde opsie nie, jy haat dit. Die woord laat nie vir ons 'n ander opsie toe nie. En soos ons laasweek ook genoem het, jy kan nie die wysheid van die Here skei van Christus af nie. Jy kan nie Christus en die wysheid van mekaar skei nie. Want terwyl ons teks in vers 35 van wysheid sê, want hy wat my vind het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here, sê 1 Johannes 5 vers 11 en 12 weer van Christus presies dieselfde ding. Wanneer dit sê, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en hierdie lewe is in sy Seun. Nou wat is dit? Is lewe in wysheid of is lewe in die Seun? Dit is dieselfde ding. Hy wat die Seun het die lewe. Hy wat die Seun van God nie, het die lewe nie. Daar is nie 'n derde opsie nie. As jy die Seun nie, het jy nie die lewe nie. As jy die wysheid nie, het jy nie die lewe nie. Jy kan nie die wysheid van Christus skei nie. Jy kan nie Christus hê en sy wysheid verwerp nie. Christus kan nie geskei word van goddelike wysheid nie. En hoe kan ons weet dat ons Christus het? Ons gee ag op sy wysheid. Dis hoe ons kan weet. Die vrug is daar, jy sal hulle ken aan hulle vrug. Hoe weet ons dat ons Christus het? Ons gee ag op sy wysheid. Want as jy nie ag gee op goddelike wysheid nie, dan gee jy ook nie ag op Christus nie. Al mag jy dalk anders dink. Jy kan nie die lewe vind in wysheid. Jy kan nie lewe hê in wysheid, soos ons skrif sê jy kan hê nie. Jy kan nie lewe vind in wysheid, maar dan dood ontvang van Christus nie. En jy kan nie lewe vind in Christus, maar dan nie dood ontvang van wysheid nie. Nee, die twee loop hand aan hand, dit is dieselfde. Hoe weet jy of jy Christus het?
Jy luister en gee ag op goddelike wysheid, want gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van die Here. Mense wat 'n middelweg soek, mense wat 'n derde pad soek, wil skeiding maak tussen Christus en wysheid. Hulle wil die twee apart hanteer. Mense wat 'n derde weg soek, 'n weg wat nie daar is nie, wil skeiding maak tussen Christus en sy wysheid. Hulle soek Christus, hulle wil Christus hê, want wie wil nie in die hemel gaan bly nie? Hulle wil Christus hê, maar nie die wysheid van sy woord nie. Nie sy gebooie nie. Nie sy wet nie. Maar daar is geen skeiding te maak tussen Christus en wysheid nie. Daar is geen skeiding te maak tussen Christus en sy woord nie. Tog is dit presies wat mense doen wat hulle self gelowiges noem. Hulle wil daai skeiding maak. Mense wat dit doen, mis God se wysheid. Maar soos God se wysheid ons leer, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my haat, het die dood lief. Maar om af te sluit, en soos Markus 8 vers 36 ons ook leer, wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat baat dit 'n mens? Wat baat dit ons? Ons volg die wysheid van hierdie wêreld, met die kamma-voordele van hierdie wêreld, maar ons siel ly skade. Wat baat dit ons? En hoe dwaas moet ons nie wees om te dink dat ons gelukkig in hierdie wêreld kan wees sonder Christus en sonder sy wysheid nie. Hoe dwaas moet ons wees om te dink dat dit wat vleeslik is, dit wat die dood is, vir ons enige vreugde kan bied, of wysheid kan bied waarin daar vreugde is. Hoe dwaas moet ons wees? Of dat ons vreugde in Christus kan hê, maar ons verontagsaam sy wysheid. Hoe dwaas moet ons wees om dit te glo? Kan nie gebeur nie. Dis nie 'n opsie wat die Here vir ons aanbied nie. Hy sê nie, toe maar my genade is genoeg, julle kan maar my woord verontagsaam. My genade is genoeg vir dit. Dis hoe groot my genade is. Nee, dis nie wat hy sê nie. Jy gaan nooit 'n vreugde in Christus kan hê sonder die wysheid van sy woord nie. Sonder om daarna te luister, soos ons skrif vandag sê. Nee, vreugde en blydskap in beide hierdie wêreld en vir ewig meer word alleenlik gevind op die smal weg. Dit word alleenlik gevind by die nou poort. En hoe groot is daardie vreugde nie? Of soos Dawid sê in Psalm 16 vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor U aangesig. Versadiging van vreugde. Met ander woorde, dit is vol. Dit kan nie meer vol wees nie, dit is versadig. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. U mag ons nie Christus verwerp deur om sy wysheid te verwerp nie. Laat ons nie dink dat ons Christus kan hê, ons hoef nie ag te gee op sy woord nie. Alle lof en eer en glorie kom die naam bo alle name toe, die naam Jesus Christus. Nie net dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, nie net dat hy ons vrygekoop het van die dood nie. Maar hy gun dit ons ook om sy wysheid te kan hê, sodat ons hom kan volg, hom kan lief hê, kan weet hoe die koninkryk werk, sodat ons kan weet hoe lyk dinge binne hierdie verbond,
wat hy in sy genade met ons gesluit het. Dis die genade, alle lof, alle eer, alle glorie, kom sy naam toe vir ewig en ewig, vir hierdie genade wat hy ons bewys het. Dat hy ons nie net vrygekoop het en dan los hy ons nie. Nee, hy koop ons vry, en hy gee vir ons sy woord, sodat ons vreugde kan hê in hierdie lewe. Iets wat die wêreld nooit vir ons kan bied nie. Dit kan nie. En mag die Here ons dit gun deur die krag van sy Gees om ag te gee op sy wysheid. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid en ons dankie vir die wysheid. Ag Here, ons is so geneig om te dink dat ons U kan hê en ook die wêreld. Dat ons vreugde van U af kan ontvang en ons kan dit aanvul vanaf die vreugde van hierdie wêreld. O Here, maar daardie weg bestaan nie. En Here, my gebed is dat U vir ons sal openbaar, ons oë sal laat oopgaan oor wat U weg werklik behels. Wat behels die nou weg, die nou poort? Maak die woord vir ons lewendig, Here. Geef ons 'n liefde en 'n begeerte daarna. Ag Here, want U weet, ons is maar nietige mense, ons is sondig. Ons hart by nature verwerp U woord. Ons hart by nature verwerp U wysheid. Ons is by nature vleeslik, tensy U Gees werk. En Here, dis ons gebed, mag U Gees in ons harte werk, sodat ons 'n behaag in die woord sal vind, sodat dit vir ons sal soet wees, sodat dit nie vir ons sal swaar wees nie. Here, sodat dit ons vreugde sal wees. En mag U woord en die wysheid U self ons vreugde wees, net soos wat U ook Dawid se vreugde was, Here. Versadig daarmee. En mag ons ook so daarmee versadig wees. Here, ons vra dit nie omdat ons dit bedien nie, want ons weet ons doen nie. Maar Here, ons vra dit omdat U 'n genadige en 'n barmhartige God is. En soos ons gebed, Here, wees ons weer eens genadig, wees ons weer eens barmhartig. En mag U Gees kragtig in ons werk. Ons vra dit alles in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.